wat jy sou sê is op jou lys van dit wat jou pa binne in jou lewe kom gee het. En hier is die groot gedagte wat ek dink ons almal by eintlik sal neerkom in die beginsel, is dat God het elke pa, elke man gemaak met 'n plek. En dit klink dalk vreemd as ek dit so sê, maar dink gou in die ekosisteem net van hoe God die skepping gemaak het. Alles het 'n plek. Ek doe al die kleinste ou diertjie net uit die ekosisteem uit, dan is daar 'n gaping. Die ander diere voel dit, die omgewing voel dit. Daar's 'n gat en daar val goed in daai gat in en dit is nie 'n goeie ding nie. En so ook, vaders, het jy 'n plek. God het jou gemaak en daai rol wat jy speel, wie jy is, maak dat ons kinders en jou kinders sulke goed kan sê. En sê maar hierdie is wat ek gevind het. My pa was daar op sy plek en hierdie is wat ek ervaar het. En ek weet daar's 'n paar van ons wat dalk groot geword het sonder paas en dalk groot geword het met 'n pa wat 'n slegte pa was en jy kan dalk die teenoorgestelde ook getuig van daai gat waarvan ek praat. My pa was nie daar nie en nou is daar daai seer en nou is daar daai leemte. Ons het 'n plek en dit is toe God die man gemaak het. Was dit omtrent die eerste ding wat God oor hom gesê het? En kom ons lees dit saam. In Genesis 2 vers 15. Hoor wat gebeur. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te wat? Te bewerk en te bewaak. Daar is die twee goed. Hy gee vir hom 'n plek en hy het hom nie net gemaak en gesê geniet die tuin nie. Hy sê vir hom, hier's jou rol in hierdie ekosisteem. Hier's wat jy moet doen. Hier's die taak, hier's die rol wat jy moet speel en wanneer jy dit gaan doen, gaan jy iets bring wat so waardevol is vir alles om jou. Jy gaan ander goed laat floreer. Jy gaan ander goeders baat daarbey. So hierso is die twee woorde, bewerk en bewaak. En nou gaan ons vandag net 'n bietjie praat oor daai twee woorde. Want alhoewel God dit oor Adam gesê het en ek dink baie keer lees ons daai woorde en dink, "Wow, Adam het darm 'n werk gehad en dis wat hy moes doen." Dink ek ons dink baie klein daaroor. Want toe God Adam gemaak het en daai twee woorde oor hom gesê het, was dit nie net oor Adam nie, dit was oor man wees. Dit was oor wie ek en jy as mans, as vaders moet wees in die samelewing, want dis die rol wat ons moet speel in die ekosisteem, in jou familie, in die omgewing waar jy funksioneer, selfs by die werk of by skole waar jou kinders is. Hierdie is die twee woorde, bewaak en bewerk. So kom ons praat oor daai twee. Eerstens bewaak. Nou hierdie woordjie bewaak, Hebreëse woorde, gaan nou nie soos Hebreëus kan uitspreek nie, maar shamar of iets soos dit, né? Shamar. So al wat dit beteken is om 'n lyfwag te wees. Dis beteken om oplettend te wees, om te beskerm, om jou oog op iets te hou, om te spioneer, om wag te staan, om versigtig te wees. Dit beteken om 'n verdediger te wees, 'n edele beskermer. Dit beteken half soos daai bordjie wat jy by 'n hek sal sien, maar daar 'n hondjie prentjie is op en die groot woorde van beware, pas op. Dit is die bewaak. En toe God Adam gemaak het, toe sê hy, Adam, jy is die een wat in die tuin moet rondloop, en as iets in hierdie tuin inkom wat nie behoort nie, die eerste ding waarna hulle moet vasloop, is jy. En hulle moet weet, hier's 'n edele verdediger hier. Hier is iemand wat kan opstaan, iemand wat kan beskerm, iemand wat gaan seker maak as 'n streep getrek, iemand wat iets in die oë gaan kyk en gesê, jy is nie welkom hier nie, jy beter jou goed vat, anders het jy met my te doen. Jy is die edele beskermer hier, Adam. En ek dink die dag toe God dit vir Adam gesê het, joh, breë bors en bekkie, hè? Woef, is reg, Here. 1000 man alleen sal ek aanvat. Stuur hulle, weet, ons net iets, ja man, ons mans hou van dit. Ons hou van daai titel, dit doen net iets in ons. Toe God my en jou gemaak het, dis net in jou DNA. Ek lees van hierdie berig, in 2021, in September 2021, van 'n skool oor see, waar daar 'n bietjie chaos in die skool is. Soveel geweld, dat hulle 23, die polisie moes skool toe ry en 23 hoërskoolleerders arresteer. Ek weet, dis bietjie vergaande, gewoonlik oor 1 of 2 aan 'n hoofse kantoor in. Die polisie moes opdaag en kinders arresteer, tronk toe sleep. En dis groot boei, dis 'n koerante vol, dis 'n klomp chaos, mense praat oor, die wêreld praat oor. En op 'n stadium, toe was daar een pa wat opgestaan het, en hierdie titel van bewaak, na aan sy hart opgedraai en gesê, maar manne, ons moet iets doen. En wat hy te doen is, hy bel toe 'n klomp van die paas, wie se kinders ook in die skool is. En hy sê, kom ons praat net ouens. Kry by mekaar en hy sê toe ouens, ons moet iets doen.
En hulle begin toe hierdie ding wat hulle genoem het, baie kreatief, Dads on Duty. En hulle besluit toe, weet jy wat, ons gaan 'n rooster uitwerk en soos ons kan by ons werk bietjie loskom, gaan daar 1 of 2 paas aan diens wees op pauses en net rondloop. En dis al wat ons gaan doen, ons gaan net rondloop. En julle die koerante sê, dit was onmiddellik het die geweld gestop. Onmiddellik. Toe die paas gesê het, genoeg. Toe die paas gesê het, dis klaar. Toe die paas gesê het, ek bewaak nou. Ek is die edele verdediger hier. En wat my so mooi is, hulle praat met die pa wat nou gepraat het hieroor en sê, luister hier, maar hoekom? Jy weet, hoekom het jy nog gevoel, jy moes nou hierdie doen? En sê, hy kyk so half en die reaksie was so, dis ons kinders. Wie is beter daar om die kinders op te pas as my, as ek, as ons as paas? Dis my werk, dis wat ek doen. En ek het so gelag vir die een student, 'n meisie, en hulle vra toe vir haar, luister jy maar, hoe is dit toe hierdie paas nou op die terrein rondloop? Wat is dit wat het verander het? Het hulle gesag rondgegooi, en sy giggels en sy sê, do you know the dad look? Dis al wat sy sê. En nou kan jy dink, die paas loop uit daar, en as een kind net begin kwaai lyk, jy ken hy kyk, paas om die etenstafel, almal praat, die ma sal ewe skielik begin, luister kinders, bedaar, en die pa sal net so, woef, kalmte, waar kom daai vandaan? Dis die God ons gemaak het. Hy het vir ons gesê, luister, daar by jou huis, daar by jou huwelik, daar waar jy rondloop, moet jy bewaak, jy moet beskerm, jy moet dophou, jy moet seker maak, enigiets wat wil infiltreer en iets kom steel uit hierdie huisgesin uit, iets kom steel uit die waardes uit vir wie en wat jy staan, vir wat God jou as gemaak het en vir God hierdie plek vir ons geskep het. As al goed in ons omgewing aan die gang is, daar's iets net binne 'n man. Jy hoef nie vir 'n kursus te gaan nie, jy hoef nie 100.000 versies te ken oor man wees nie, jy hoef nie een of ander expert te wees en man wees en wat ook al nie. Daar's net iets in jou, want God het jou so gemaak wat wil opstaan en gesê het, genoeg. Hierdie kan nie meer nie. Jy weet dit, pa, as daar 'n ander man is wat verby jou vrou loop en hy kyk vir jou vrou. Jy hoef nie al in 100 gevegte te wees om nou ewe skielik te wil opstaan nie. Daar's net iets binne in jou wat wil beskerm. En sê, jy kan nie hier gaan nie. En ek wonder, toe God vir Adam gemaak het, of hy dalk net fisies gedink het. Maar God se rol oor bewaak is baie meer as net die fisiese beskerming. Dit is die geestelike beskerming. Dit is, wanneer daar goeders binne in ons harte gebeur, binne in ons denke gebeur, wat nie daar behoort nie. As ons na ons vriende kyk, en ons sien, maar hier is ons iets besig om te gebeur, wat nie van die Here af is nie, ons kan nie net staan en kyk nie. Hier's 'n man wat sukkel om te staan, ons moet sy arms optel, ons moet hom bemoedig, ons moet bewaak, ons moet beskerm. Want hier is ons iets wat inkom, wat nie behoort nie. As ons iets sien by ons kinders, iets wat inkruip, geestelik, emosioneel, wat ook al, ons as mans is die eens wat die lyn moet trek en sê, genoeg is genoeg. En julle, ek dink al kan nie 'n dag wees, waar ons meer roep op hierdie doen as ons mans nie. Want ons mans kan partykeer baie in die fisiese voorloop, en sê, jy mag nie my huis inkom en ons sal gewere koop en ons sal skiet en ons sal beskerm en ons sal doodmaak vir ons gesinne, maar as dit kom by die innerlike goed, die goed wat die meeste saad maak, het ek al gesien hoe mans een tree terug kan gee. Maar ek weet nie regtig hoe om geestelik te beskerm nie. Ek weet nie regtig hoe om my kinders in die weë van die Here groot te maak nie. Ek weet nie regtig, as daar iets is wat my kinders tuister en pla en skud, ek weet nie regtig hoe om daar aan hulle te beskerm nie. Ek weet as daar 'n inbreker kom en 'n dief kom om te steel, ek weet om hom weg te staan met 'n skiet en te slaan, maar ek weet nie hoe om die duiwel hier weg te kry nie. Ek weet nie om goed wat ons kom aanval en ons kom probeer dooddruk, om die duister van hierdie wêreld af te laat skoort nie. En weer eens, ek dink, ons mans moet net weer besef, ons hoef nie vir 'n kursus vir hierdie te gaan nie. Ons hoef nie vir een of ander lang opleiding te gaan nie. Dis hoe God ons gemaak het. Ek onthou 'n paar jaar terug,
dis nou wat jare terug eintlik, was daar 'n goeie pel van my, Marius, wat uitgevind het, dat daar's moeilikheid in sy huwelik. Sy vrou is besig om 'n affair te hê met iemand anderste. En die nuus kom toe uit, en hy is stikkend. En toe ek hom sien, en ek sien hom vir die eerste keer in persoon, hoe gebroken hierdie man is, as gevolg van hierdie wat gebeur, ek raak so briesend hier binne my, oor wat hier aan die gang is. Nie vir sy vrou nie, nie vir die ander party nie, maar vir die vyand wat 'n vark is en wil kom steel. Hy kom hier in, en probeer hierdie man, hierdie gesin, hierdie kinders, en nalatenskap, wat ook al God wou hier geplaas het, probeer hy verwoes. En ek voel dit, en ek raak net kwaad, en ewe skielik begin ek net bid vir my vriend, maar dis nie 'n mooi gebed nie. Ek roep al wat 'n duiwel is, en julle moenie die oorlog goed by my kom nie, ek sal julle op verkeerde maniere wys, maar ek roep 'n duiwel, en ek sê van, luister, wie ook al jy is wat hierdie ding begin opvoeter, kom kyk my in die oë, en ek sal vir jou wys waar om te gaan. Ek bid so gebed, né? Moet dit nie bid nie. Julle in 'n oomblik voel ek hierdie oorweldigende, demoniese, donker teenwoordigheid hier by my. Nou julle, ek is nie lank in geloof nie, ek is nog nie teologies geswat en niks van hierdie goed nie, ek is net lief vir die Here en tot bekering. Dis al wat ek op my CV het geestelik. Ek het nog nie eens reg my Bybel eers begin lees nie, ek is daar. Ek voel net wat hier aan die gang is verkeerd, en ek voel hierdie ding hier, en ek voel geïntimideerd, en ek voel maar, wow, moet jy maar jouself nou gekry. Maar ewe skielik hierdie DNA, hoe God ons gebou het, dit skop net in. En ek sê, is dit jy? En ek sê, in die naam van die Here, ek weet nie waar jy vandaan kom nie, maar jy sal nou gaan waar jy gebore is, my maat. Jy is nie welkom hier by my vriend nie, jy is nie welkom om hierdie ding te verwoes nie, en ek sê nou vir jou, wat ook al jy reg gekry het, sal jy jou goedjies vat en jy sal waai. Hierdie is my vriend, 'n man wat God vrees. Wat soek jy hier? In die naam van Jesus, skoort. So klein soos wat ek is, so min soos wat ek is, staan ek op in my posisie, en ek sê, maar God het ons aangestel om te bewaak, en ek voel hoe daai ding omdraai en loop. Mans, as daar iets is wat jou kind pla, en jy kom agter, maar hierdie is meer as net die fisiese. Moenie daar staan jou eie bekwaamheid nie, moenie daar staan in jou eie geestelike kennis, en jou eie intellek oor die woord, en jou eie ervarings wat jy al gehad het, en nou voel jy geestelik sterk, jy staan nie in jou eie naam, jy staan aan die naam van die Here, en jy bid vir jou kind, en jy bid vir jou vrou, en jy bid vir jou land, en jy bid oor hierdie goed wat kom en kom steel, en jy sê, klaar, en daai goed draai om en loop, nie omdat hulle na jou luister nie, omdat hulle luister in die naam van wie jy bid, en hulle sal omdraai en loop. En dit is vir my so mooi, as jy kyk na die skrif, hoe God ons as mans roep vir hierdie. En hier is my vraag, mans, vang jou kinders jou nog dit doen? Vang jou vrou jou dit nog doen? Hoe jy nog rondloop en bewaak, half soos 'n leeu in die wildtuin, wat net loop om sy gebied. En hy maak seker, hier is die ander leeu's wat nie behoort nie. Hy beskerm, hy bewaak, hy beskerm, hy bewaak, dis hoe hy bid, dis hoe hy praat. God verwag dit van ons. Ek onthou nog as 'n jong kind, jong gelowige, die een dag toe kuier ons nog by my oupa en ouma daar in die Kaap, en sê toe nag, en ek lê in die sitkamer, klein huisie by die ouete huis, en ek lê in die sitkamer en ek gaan nou slaap, en ek besef toe maar ek het nog nie tyd saam met die Here spandeer nie, en ek besluit ek gaan nou 'n bietjie Bybel lees. Ek haal my Bybel uit, en die stoeplig skyn buite, so mooi hier waar ek lê, en ek kan nog 'n bietjie sien om te lees. En soos ek begin lees, kom my oupa toe weer uit die kamer uitgeloop, en hy sien toe ek lees Bybel. En hy sê, wow, wat maak jy? Ek sê, nee, ek lees Bybel, oupa. O ja, dit is nou, moet ek 'n lig vir jou kry. Ek sê, nee, moenie worry nie, oupa, ek sien die stoeplig skyn nie, alles is reg. En ek lees toe verder. Men maak klaar en slaap. En toe vang my oupa my in daai oomblik uit, dat ek Bybel lees. Men weet en hoe 'n groot impak dit op hom sou hê. En hy vertel dit toe vir sy dogter, wat my tannie is, en my tannie loop toe na my toe en sê, ek wil net vir jou so baie dankie sê vir dit. En ek sê, waarvoor? Nee, omdat jy Bybel gelees het by oupa. Ek sê, okay, ek het net Bybel gelees. Maar dit het so baie vir hulle beteken. Ek sê, maar ek verstaan nie. Hulle sê, maar Morai, hierdie goeders is die goed waarmee mans nie meer uitgevang word nie, is die woorde. En dit vang my toe. Waarmee vang jou mense jou nog mee uit?
Vang hulle jou nog uit waar jy nog God soek, waar jy nog bewaak, waar jy nog jou posisie vol staan. Want ek weet as jong kind het ek klomp mans figure in my lewe, onderwysers, ander ooms, het ek raak geloop en gevang in ander goed. Ek het hulle gevang altyd in lekker stokperdjies, dit was altyd lekker. Ek vang hulle op die golfbaan. Ek het hulle gevang in kroë. Ek het al gesien hoe verneek hulle vrouens. Ek het al gesien hoe vang hulle in bedrog met mekaar, hoe reëneer hulle vriendskap. Ek en jy het al hier goed gesien al. Maar loop ek en jy nog rond. En nou en dan sien jy jou kinders jou nog bid. En hulle hoor hoe bid jy oor hulle. En sê, ja, ek weet nie wat om te bid vir my kind nie, maar my kind het nie nodig. Here, asseblief kom beskerm. Here, kom gee vir my kind die vrede wat hulle nodig het. Hoor jou kind dit nog? Vang hulle jou. Vang hulle jou met die Bybel oop. Vang hulle jou nog in die dinge van die Here. Of vang hulle jou net in jou stres? Vang hulle jou in jou besige skedule met werk? Vang hulle jou net in hierdie gejaag na wind? Waar vang hulle jou? Want een ding is seker, dat ek en jy kan baie keer nie in hierdie goed gevang word nie vir een goeie rede. En dit noem ek 'n gat. En mans, ek weet nie of ek dalk nou raak praat nie, maar ek noem dit die gat van nie goed genoeg nie. Ken jy daai gat? Ek doen. En as ek dit nie mis het nie, en nou genoeg met mans al gepraat het ek agtergekom, maar hierdie is 'n gat wat baie van ons baie goed ken. En te goed ken. Dis 'n gat waar ek en jy inland en ons wou vol staan en ons wou bewaak en ons wou al hierdie goed wees, maar ons het op 'n plek gekom waar ons dit misgekry het. En toe voel ons nie goed genoeg nie. Waar ons gebid het en ons het 'n gevoel maar daai demoon het nie beweeg nie. Waar ons opgedaag het en begin moeg raak het, want hoe meer ons gewerk het, hoe minder het ons gekry. Hoe meer ons beklei het vir ons gesinne, hoe minder oorwinnings het ons gesien. Ons het al so geswoeg en so gedoen wat ons gedink het ons moet doen. En tog beland ons op daai plek. Want ons voel maar ons is nie goed genoeg nie. Ons lei ons gesinne nie goed genoeg nie. Ons lei ons kinders nie goed genoeg nie. Ons het nie ons vrouens lief genoeg, goed genoeg nie. En ons land op daai plek waar ons net voel, ek is nou 'n bietjie moeg probeer. Ek weet nie meer wat se kant toe nie. Ek het nie meer die antwoord nie. Ek ken daai gat. Moses ken daai gat. 'n Dawid ken daai gat. 'n Petrus ken daai gat. Kan ek gou mantel praat? Het jy al jou gat gesien? Ek wil dit nie hardop bely nie, maar ek sien om my gat gans te gereeld. En ek as dit nie mis het nie, en ek lees dit reg en ek hoor dit reg, weet ek is 'n paar mans wat ook hulle gat te sien. En te gereeld. En dit beteken nie jy staan nie op in die oggend nie. En dit beteken nie jy probeer nie. Maar jy is 'n bietjie gatvol. En hier's wat dalk gebeur. En nou staan jy nie meer op en jy loop rond en bewaak nie. Jy sit. Jy het 'n bietjie van jou man wees verloor in dit. Jy het 'n bietjie van jou trots in dit verloor. Jy het 'n bietjie van jou moed in dit verloor, jy het 'n bietjie jou identiteit in dit verloor. Jy het 'n bietjie daai gevoel wat jy gekry het toe God gesê het, "Adam, jy moet bewaak." Jy het daai breë bors verloor van jou. En nou sit jy. En hier's die gevaar van dit. Dis wanneer die duiwel wen. Dis juis waar die duiwel jou wil kry. Dis juis hoekom die duiwel jou pla, want hy wil hê jy moet sit. En dis wat gebeur het in die tuin van Eden, julle. Onthou julle in Genesis 3, vers 8 tot 9, hoor wat gebeur, nadat die vrou van die vrug gevat het en dit vir Adam gegee het om te eet, en hy eet toe daarvan. En wat interessant is van daai hele storie, is dat Adam was nie weg nie, hy was nie agter boom nommer 3 nie, en sy was by boom nommer 1 nie. Adam was bewus, hy was net daar, sê die Bybel. Sy het die vrug gevat en het vir hom gegee, so, hy was daar. Hy het gesien hoe versoek, hoe vlei die slang vir een van die versoekinge. Hy het dit gesien. Hy was bewus daarvan. Hy was daar. Hoekom het daai man niks gesê nie? Hoekom het daai man nie daai aand slang gebraai nie? Dis wat ek wil weet. Hoekom? Hoekom het hy gestaan en kyk? Want Adam, selfs in die tuin,
het daai gat gesien. Hy gat van nie goed genoeg nie. Van ek weet nie wat om te sê nie. Van ek ken nie hierdie tipe ding nie. En net na hulle geval het in sonde in. Hoor mooi, teen die aand, hoor hulle toe hoe die Here in die tuin loop. Hulle kruip toe weg tussen die bome en hoor die Here se reaksie. Die Here God roep toe na die mens en hy vra, waar is jy? Waar is jy? Adam, hy roep nie vir jou van, hy roep die mens, Adam, waar is jy? Want God weet, die bewaker moet nou op 'n sekere plek wees. Maar hy is nie op sy plek nie. Adam, waar is jy? En ek wonder of God dit nie oor 'n paar van ons mans roep nie. En hy roep dit nie in 'n oordeel manier nie, hy roep dit in 'n uitnodigende manier en hy sê, waar is jy? Ek het jou aangestel. Jy is die leier. Jy is die bewaker. Jy is die beskermer. Jy is die een wat ek toerus. Jy is die een met die breë bors. Jy is die een wat ek gekies het. Waar is jy? Hoekom bid jy nie? Hoekom praat jy nie? Hoekom bly jy stil, Adam? Hoekom het jy nie opgestaan nie? Adam, hierdie slaam is nog hier. Ek nog die vuurtjie gaan aanwees. Adam, waar is jy? En mans, so moeilik soos dit vir my is wanneer ek in daai gat sit, probeer ek jou ook bemoedig vandag. En ek sê, en ek haal die woorde van die Here aan, waar is jy? Kom, hou op sit, hou op jou man wees verloor, hou op in daai gat val, staan op en wees die bewaker. Daar's soveel stories in die Bybel wat praat hieroor, maar waar is jy? God roep jou, staan vol, al weet jy nie hoe nie, bewaak en beskerm. Ons leef in 'n tyd, julle, waar mans hierdie moet wees. In Jesaja 4 vers 1, dink ek is eintlik 'n profesie oor die dag waarin ons nou leef. En in die dag staan daar in Jesaja 4 vers 1, waar hy skryf, in die dag sal daar 7 vroue een man aangryp en sê, ons sal ons eie brood eet en ons eie klere dra, laat ons net u naam uitgeroep word en ons smaad weg te neem. Waaroor hierdie gaan is, sê vir elke man is daar 7 vrouens, nou van ons klink dit soos paradys, nee, dit is nie. Julle weet mos, hulle sê, 1 vrou is genoeg, ek dink gou wat kom met 7, jy weet, dis net 'n man grappie, that joke, moenie hardop lag nie, wyse mans. Maar hoor mooi, hier is ons 'n klomp vrouens wat sê, ons soek net hierdie een man, wie se naam ons kan dra. Hulle wil net getroud wees met hierdie een man, en dis nie omdat daar nie genoeg mans is nie, dit praat oor die bewakers en die bewerkers, die ouens wat God aangestel het om hy posisie vol te staan. En daar's te veel mans, kom ek sê dit so, daar's te veel kinders in mansvorms. Daar's te veel mense wat dalk al volgroeid is, maar hulle het nog nie die man geword het, nog nie die bewakers geword het. En die vrouens wat daai nodig het, hulle sê, ons wil trou met hierdie figuur wat ons kan beskerm en ons geestelik kan lei en ons kan rondloop en ons dop kan hou en seker maak God se wil geskied in ons lewe. Ons soek daai. Maar al wat ons kry is mans wat sit. Mans wat nie meer goed genoeg is nie. Net omdat hulle dit glo. Ons leef in hierdie tyd, want ons te veel mans wat hulle self vergryp in 'n klomp goed op aardse dinge, jaag na wind, want is al wat ons weer voel, maar ons is goed genoeg. En is juist daai goed wat ons in 'n dieper gat los. Mans loop en bewaak. Hou dop, sê die skrif. Maar nie net dit nie, bewaak is die een deel. Daar's nog iets, bewerk. Nou, ons hoef nie te veel te praat hieroor nie, maar hier's waar dit gaan. Die Vader bepaal hoofsaaklik. En dit is so. Die Vader bepaal hoofsaaklik. Ma's het baie rol en die vrouens het baie groot rol om te speel, maar die vaders bepaal wie basies die kinders word. En hierdie is 'n groot deel wat God ons voor geroep het om te bewerk. Nou, jy kan dit sien in die skepping selfs, hoe God net mans gemaak het. Ek bedoel, die van julle wat biologie klein bietjie ken, ek bedoel, ons wat nou groot is, as jy kinders wil hê, werk dit baie eenvoudig met kromosome. En die man se kromosoom, wat ook al hy gee vir die vrou, bepaal of dit 'n man of 'n vrou sal wees. Bepaal die geslag. Selfs in jou biologie het God dit so gemaak. Ons bewerk dit. Ons bepaal dit. Ons is die een. Maakie saak wie jy is nie, onder die son, jy het 'n pa wat vir jou of 'n X gegee het, of hy gegee het, en dit bepaal of jy 'n man of 'n vrou is. En as jy 'n XY kromosoom het, raai wat? Jy is 'n man. Jy is 'n toekomstige man as jy nog klein is, of jy is 'n volwaardige man soos God dit wil hê, jy is 'n bewaker en 'n bewerker. Dis hoe God jou gemaak het.
En jy sien selfs hierdie wanneer ons trou. As jy trou, 'n vrou neem die man se van hoofsaaklik aan. Jy pas aan, jy gee jou lewe vir hom. Hy is die leier van hierdie ding. Ons bepaal die gesin, ons bepaal die naam. Ons is die draers van die naam. Dis hoe God dit wil hê. En so ek sien ons hierdie in alles van ons lewens. Wie jou kinders word, wie jou gesin word, wie jou huisgesin is, die waardes van jou huis, word bepaal en word bewerk deur die man. Dis hoe God dit gemaak het. En dit is so belangrik. En terwyl ek dit sê, weet ek hoe voel ons mans. Jo, dit voel lekker. Wow, maar hoe doen ek dit? Hoe kry ons hierdie reg? Eerstens, hierdie is 'n voorreg. Wat sê Erasmus? It's not pressure, it's a privilege. Ons moet daai mindset hê. Hierdie goeders moet ons nie dooddruk nie. Dit moet ons roep om hierdie te kan volstaan. Nou, hoe doen ons hierdie? Is 'n groot vraag. Die eerste ding wat jy moet besef, is jou oë maak saak, julle. Manne, ons oë maak saak. Toe Adam wou bewerk in die tuin, wat ook al hy gesien het hier in sy denke, oor hoe die tuin moet lyk, en hoe die tuin moet bewerk moet word, dis wat die tuin geword het. Hoe jy jou vrou sien, hoe jy jouself sien, hoe jy die toekoms sien, hoe jy jou kinders sien, hoe jy rondloop met die prentjie hier binne, is so belangrik, want dis hoe jy dit gaan bewerk. Maak seker, die oë wat jy dra is die oë wat God het. En hier's waar ons uitdaging in kom. Want mans, ons loop baie keer met ons fisiese oë rond. Nee, ons sien hierdie selfs in Dawid se storie, hoe sy pa dit misgekry het. Toe die profeet opgedaag het en gesê het, luister, daar gaan 'n koning gebore word uit jou huisgesin, ek kom om te salf. Raak die pa opgewonde, en Dawid se pa roep toe sy seuns bymekaar, hy het 8 van hulle gehad, en hy los een uit, en raai wie's dit? Hy los vir Dawid. Hoekom? Want sy oë is verkeerd. Jy sien, die pa kyk na, wie lyk soos die koning? Wie die stem van 'n koning? Wie die bou van 'n koning? Wie is die manfiguur wat mense sal volg? En hoor wat sê die Here vir Samuel, die profeet wat nou die koning moet inseën en salf. Maar die Here sê vir Samuel, moenie volgens die voorkoms of grootte of liggaamsbou oordeel nie, want ek het daai ou nie gekies nie, hierdie seun met so lykie. Die Here neem die besluite nie soos mens nie. Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, maar die Here kyk na die binnekant. Die Here kyk na, hoe kyk die vaders? Manne, hoe kyk jy nog na jou kinders? Ons kan baie keer met ons vooropgestelde idees rondloop oor wie ons kinders moet word en wees. Die binnekant maak saak. Here, bid hierdie gebed, manne. Here, U het my kinders gemaak. Wie moet hulle word, Here? Wie moet hulle wees? Help my, Here, om te sien wat U sien oor hulle. Dat ek hulle die koning kan maak wat U hulle sien, nie ek nie. So belangrik. Anders gaan jou drome jou kind bepaal. En hierdie kan baie wyd gaan. Jou oë bepaal alles. Maar iets wat dit moet raak is intentioneel. Daar's iets wat ek raak gelees het 'n klompie tyd terug en ek het selfs 'n boek daaroor gekoop en begin lees want ek probeer hierdie pawees ding uitfigure. Want hoe kry ons dit reg? Die praktiese elemente daarvan, hoe kry ons dit reg? En hierdie boek praat oor daar's 5 tipe paas. En die 5 tipes is die volgende. Hy sê dis 'n irresponsible father. Dis net 'n pa wat deur lewe gaan en hy hoop maar net vir die beste en wat ook al dit is, dis wat dit is. Hy vat nie die verantwoordelikheid van pa wees nie en hy probeer dit nie so goed as reg kry nie. Hy is dit so groot gemaak en wat ook al hy groot gemaak is, dis wat hy vorentoe vat en dis nou maar hoe dit is. Onverantwoordelik. Dan the ignorant pa. So dis 'n pa met 'n goeie hart. Hy wil 'n goeie pa wees. Hy wil actually die beste ding vir sy kinders doen. Hy weet net nie hoe nie. Die derde ding, die onkonstante pa. Eendag 'n goeie pa, ander dag 'n slegte pa. Hy weet wat's reg en verkeerd, maar eendag kies hy reg, ander dag kies hy verkeerd. Hy's nie konstant nie. En dan die vierde een is die betrokke pa, the involved father. Die betrokke pa is 'n great pa hierdie. Hy's daar by die rugbyveld. Hy's daar by die sport. Hy's daar waar hy moet wees. Hy daag op. Maar daar's iets dieper en mooier as net daar wees. En dis die laaste deel van pa wees. En dit is die een wat God verwag van ons. The intentional father. The intentional father.
Nie irresponsible nie ignorant nie inconsistent nie involved nie, but intentional. Spreuke 6 vers 6 leer hierdie vir ons en dit sê leer 'n kind in die pad wat hy moet gaan. En as hy oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie. Wees intentioneel oor jou vaderskap. So hoe kweek ons daai? En julle, ek het baie goed gelees. Ek het tips gekry vir julle hierdie week. Ek het wyd en suid oor wysheid gaan lees oor hoe om die beste man, beste pa te kan wees. En van die ouens praat oor hierdie goed. Hulle sê jy moet die taal van man wees voorhou. En ons Afrikaners hou van dit. Jy moet hierdie standaard van wie 'n man moet wees, net wie in die huis kweek. As jy met jou seun praat, moenie vir hom sê, hey, dankie my seun nie. Sê seun, daai is iets wat mans doen. Well done. Daai was nie iets wat seuns doen, daai was iets wat 'n man doen. Die taal van man wees. Stel dit op 'n standaard. Selfs as jou kind begin braai, sê, my maat. Nie net vir hom sê hy kan nou braai nie, sê vir hom, Jesus, boet, ek dink jy begin nou braai soos 'n man. Gebruik die taal. Stel die man wees taal in die huis. Ek en Levi het hierdie ding wat ons noem die manne aand. Jesus, hy raak opgewonde oor die manne aand, maar dan doen die manne aand manne dinge. Dis net tyd saam. maar dis man wees. Stel die man wees taal in jou huis met jou kinders. En sê, hier vrouens is nie welkom hier nie. Hier is die manne se dinge. En as jou kind iets reg doen, gaan af op jou knieë, vaders. En kyk hulle in die oë en sê, ja, puta. Weet jy hoe jy daai nou gedoen het nie? Daai is baie wyser as vir jou ouderdom. Daai is 'n man wees ding. Doen dit. As jou kind al ouer is, tel hy man wees op. Vaders, hulle het daai stem nodig binne in jou. Dis 'n great tip wat ek gehoor het. 'n Ander ding wat ek gehoor het is, jy moet die reg van toegang vir hulle gee. Iewers in jou lewe moet jy stadig maar seker daai verantwoordelikheid van man wees vir hulle gee. Nie net sê, ag nou is jy ouer en jy is nou groot nie. Nie daai nie. Jy het nou man wees verantwoordelikheid. Julle onthou, ek weet nie of julle dalk julle kinders so groot maak nie, maar ons het altyd, as ons gekuier het by mense, was daar 'n tafel waar die ouer mense geëet het, en dan was daar 'n tafel waar die kinders geëet het. Ek weet nie of julle dit nog gedoen het. Het julle so iets? En die grootste irritasie vir die volwassenes is wanneer 'n kind sou hulle self net toegelaat het op die volwassenes se tafel. Ons het nie net daar gaan sit nie. As ons daar gaan sit het ons die gesprek het dadelik stil geraak en 'n kyk gekry. Wat soek jy? Jy is nie welkom hier. Gaan sit daar. Dis waar die kinders sit. Nie maar ek wil nie. Vat jou goed en gaan. Jy is nie welkom hier nie. Maar ek onthou die dag toe ek uitgenooi was. Morney, kom. Jy word nou 'n man. Kom sit om hierdie tafel. Jy verdien nou jou plekkie. Reg van toegang. Manne, embrace die reg van toegang. As jou tiener begin ouer raak, voor hulle uit die huis uit is, gee hulle die reg van toegang. Sê, luister jy, ek besluit nie meer hoe laat jy slaap, he. En ek kan nie vir jou sê wat se ouderdom jy dit moet doen nie. Maar sê vir hulle, luister jy, dis nou jou eie besluit. Jy is nou 'n man. Jy besluit self wanneer jy bed toe gaan en wanneer jy opstaan. Niks met my werkie, jy is nou groot. Jy is my man in hierdie huis. Ja. En dan beloof ek jou, daai aand gaan hulle tot 3:00 die oggend toe TV game speel. Hulle gaan. Die volgende oggend moet hulle nie wakker maak nie. En as hulle laat opstaan, dan klim in jou kar en jy ry. En jy het nie 'n saak met hulle nie. En as hulle kom en sê, pa, my het my weggery, en sê maar, okay. Maar pa, hoe doen jy dit? Ek weet nie, ek het werk toe gegaan. Ek weet nie hoekom jy nie skool toe gegaan het, jy is mos 'n man. Reg van toegang. Nee, maar jy moet seker maar loop. Ek weet nie wat dit is nie. En as hulle loop, ry vir om die blok, blaas toeter vir hulle, waai vir hulle. Seën hulle terwyl jy gaan. Reg van toegang. Man wees. Great tips. Doen hierdie goed, maar tel die man op. Iets wat so amazing is, hulle sê, jy moet die wys jou wonde tipe ding doen. Manne wys jou wonde om die tafel vir jou kinders. Wys hoe sukkel jy en man wees, want jou seun gaan ook eendag sukkel. En wanneer daar is, gaan hy net weet hoe om op te staan as hy sien jy staan op. Laat hulle saam met jou bid, wanneer jy nie genoeg het nie, laat hulle kan sien hoe die Here voorsien. Man wees wonde, wys dit vir hulle, leer hulle wanneer omstandighede nie lekker is nie. Die liefde van mans, daai vraag van wat is die beste ding wat jou pa vir jou geleer het? Een van die mooiste antwoorde wat ek al ooit gehoor het op daai vraag is, die beste ding wat my pa vir my geleer het is, hy het my ma lief gehad. Wow, wat 'n antwoord. Die liefde van mans word geken in 'n liefde vir vrouens. Maar ek sê ek het 'n kring van mans, ek het al hierdie tips gaan hoor en dis nou net 5, ek kan aangaan tot 30 toe. Hoeveel tyd het julle vandag? Maar soos ek deur al hierdie gaan,
As nog 'n leemte in my hart. Here, maar hoe kry ons dit reg? Hoe kry ons mans hierdie reg? Want as ons met 'n handboek hier moet rondloop elke dag en sê, okay, wag, wat se tip moet ek nou volg? Wat se tip moet ek nou volg? Wat se tip moet ek nou? Here, hoe gaan ons hierdie reg kry? Ons wil 'n intentionele vader wees. Here, ons wil bewerk, ons wil ons kinders grootmaak in hierdie, maar hoe kry ons dit reg? Joh, toe kom die Heilige Gees, toe antwoord hy my, so mooi, uit die skrif uit. Johannes 14, vers 16 tot 17. Hoor wat sê Jesus hier. En ek sal die Vader vra. Hierdie is manwees gesprekke. Dit is die Seun van God met die Vader van die hemele. Hier is 'n manne gesprek waarin ons betrokke nou is. En ek sal die Vader vra. En wat gaan hy doen? En hy sal vir julle 'n raadgewer stuur om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hulle hom nie sien of hulle hom ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle gaan bly en by julle sal woon, of in julle sal woon. Hierdie is so wel skrif, julle. Want wat die Vader hierso sê, is dat hy gaan die Parakletos stuur, die raadgewer, dis die woordjie daar. Maar as jy ander vertalings in Bybel lees, sal jy sien, baie keer word dit vertaal na die helper toe. En dis waar die titel vandaan kom, die helper van vaders. Julle moet opgewonde raak oor hierdie ding, want hierdie woordjie raadgewer, daar is nie 'n Afrikaanse woord wat hierdie woordjie mooi inkleer vir ons nie, daar is nie. Dis hoekom in elke Bybelvertaling is hy bietjie anders, die trooster, die helper, die raadgewer, hy's daar, dit is verskillende woorde. Die woordjie in Grieks wat daar staan, is hierdie woordjie parakletos. En hierdie woordjie is 'n wow woord. Hierdie woordjie beteken baie eenvoudig, dis die een wat jy roep langs jou sy in tye van oorlog. The one who you call to your side in times of battle. En in die hof, wanneer jy iemand langs jou nodig het, wanneer jy aangekla word. Wanneer jy voel jy is nie goed genoeg nie. Wanneer jy jou gat sien. Hoor julle wat sê ek? Okay, net ek raak opgewonde oor daai woord. Yeah. Hier is die groot tip. Vaders, hoor dit. As jy 'n great vader wil wees, hier is die beste ding wat jy kan doen in jou vaderskap, en jou man wees. Die ding wat jy nodig het in jou sak, is nie 'n handboek van 30 tips nie. Die ding wat jy nodig het, wees bewus van jou gat, van nie goed genoeg nie. Hierdie is massive. As ek en jy as 'n vader kan rondloop, en bewus is, ek weet nie hoe nie, en voel wat Adam gevoel het die dag toe die slang opgedaag het en gesê het, ek weet nie hoe nie. En wanneer jou kind deur 'n rowwe tyd gaan en sê, ek weet nie hoe nie. En wanneer die Here sê, bewaak en bewerk en jy voel maar, wow, ek voel great daaroor, maar ek weet nie hoe nie. Dis al wat God nodig het. Want al wat ons dan doen is, ons gaan sit nie, en voel nie goed genoeg nie. Al wat ons doen is ons roep hom. Heilige Gees, Parakletos, ek het U nou nodig. Ek's in 'n oorlog, ek het U aan my sy nodig. Raai wat doen hy? Hy's daar. In 'n oomblik wanneer jy voel maar jy's nie goed genoeg nie, en goed kla jou aan, jy's 'n slegte pa, hoe kan jy hierdie doen? Hoe kan jy sukkel nog met hierdie ding? Man, jy moet beter wees as hierdie, jy moes al verder gewees het as hierdie. Man, jy kyk hoeveel leemtes los jy by jou kind, kyk hierdie, al die aanklagtes van die vyand. Al wat jy doen is, Here, alles wat hy sê is waar, maar ek het U nodig. En laat jou stem begin praat, soos God praat. En julle, dit klink dalk so geestelik, maar daar is soveel lewe in hierdie. Dit is daar waar die Heilige Gees langs jou inkom. Dit is daar waar jy die wysheid ontvang om die antwoord te gee wat jy moet gee. Dit is daar waar jy die krag ontvang om te doen wat jy moet doen. Dit is daar waar jou moed omgeswaai word. Dit is daar waar jou hoop weer sterk word. Dit is daar waar jy nie meer jou gat gaan sien nie. Hoor jy? Waar jy uit daai nie goed genoeg plek uitklim nie. En jou oë gaan oop en jy sien wat jy moet sien oor jou kind. En jy sien wat jy moet sien by jou werk. En jy sê wat jy moet sê daar. Jy kry daai woorde wat jy vir jou kind kan sê, wat nie net mooi woorde is, maar wat vir altyd by hulle sal bly. En hier's die probleem. Ons wil alleen oorlog toe gaan. Ons wil alleen hof toe gaan en sê, ek sal my eie saak verdedig. Ek sal my eie gesin red, ek sal die voorsiener wees, nie God nie, ek sal die voorsiener wees. Ek sal hard werk, ek sal.
Afrikaans weer, as jy met die mentaliteit leef van ek sal my gat sien dan. Jy gaan in daai gat beland, van jy is nie goed genoeg nie. En jy gaan nog sit. En al waar jy gaan eindig is soos Adam, waar God vir jou vra, waar is jy? Ek het jou nie aangestel om te gaan sit nie, Adam. Ek het jou nie aangestel om al die antwoorde te hê nie. Ek het jou aangestel om rond te loop. Ek het jou aangestel om te bewaak, ek het jou aangestel om strepe te trek, ek het aangestel, gebruik jou stem waar jy kan, so dun as wat jou stem is. Ek sal daar wees die oomblik wanneer ek daar moet wees. Want die oorlog is eintlik myne, sê die Here. Jy is my kind. Manne, ons het 'n roep. Waar is jy? Gaan jy bly sit? Gaan jy bly bepeins oor die verlede en waar jy meer moes wees? Of gaan jy begin bewaak? Gaan jy begin bewerk? Of weet jy nie hoe nie? Maar die Parakletos is daar. Hy gaan by julle bly en hy gaan in julle woon, sê die Here. Hy gaan jou nie los nie, hy is die helper van vaders. Hy weet wat jou rol in die ekosisteem, hy weet hoe belangrik jy is in die gesin. Dink jy gaan jou los? Hy weet wat jy alles moet doen. Hy weet hoeveel pile op jou afkom. Hy weet wat dit is wanneer jy bewaak. Hoeveel vyande kom om te steel. Hy weet dit. Dink jy gaan jou nie help nie? Hy is die Parakletos. Die met jou sal lei. Die met jou sal help. Ons moet inlei hom toe. En dis presies wat Jesus gesê het in Matteus 5 vers 3. Gelukkig is die mens wat weet hoe nodig hulle God het. Want hulle sal die koninkryk van die hemel as hulle deel hê. Wow. So manne, hoe kry ons daai reg? Hoe kry ons die reg van hierdie gat, van nie goed genoeg wees nie, van oorweldig voel, van nie weet wat se kant toe nie, die klimaat van ons ekonomie en al die dinge wat ons in vaskyk en ons probeer bewerk en bestuur en probeer orde voorskep. Hoe kry ons hierdie reg? Dat ons die Here aan ons sy kan hê. En ons kan lei deur hierdie dinge. Ons moet net weet hoe nodig ons hom het. Ons moet weet ons in daai gat. En geen wonder in Timoteus skryf Paulus 'n brief aan Timoteus. En hy sê vir hom as 'n jong kerkleier, hy sê vir hom hoe dit moet lyk wanneer die manne bymekaar kom in die teenwoordigheid van die Here. Hy sê die manne moenie rondloop en hierdie figure wees nie. Hoor wat sê, en ek het dit nie op die skerm nie, ek het net hierdie versie vir ons ingesit. 1 Timoteus 2 vers 8 waar hy sê, Paulus wil hulle sê, waar ook al julle vergader, né, waar ook al. Sondagoggende hier by die kerk of 'n klein groep of waar die gelowige mans bymekaar kom. Die manne wat sê ons ken die Here en dien die Here. As julle bymekaar kom, hier's hoe ek wil hê dit moet lyk. Hy sê, ek wil hê die mans moet bid met hulle hande opgehef na God, vry van woede en twis. Mans moet bid met hulle hande opgehef. Hoekom? Hoekom sê Paulus dit so sterk? Want 'n man wat so staan, is 'n man wat weet hoe nodig hy die Here het. 'n Man wat so staan, ken daai gat van nie goed genoeg en te sê, Here, ek het net een ding nodig en dit is U my kom haal, U my kom help. En daar's te min manne wat so rondloop. Daar's te min manne wat se egos in die pad staan. Daar's te veel manne wat al die wysheid wil uitdeel vir hulle kinders, maar hier's die beste wysheid wat jy vir jou kind kan wys. Sê my seun, eendag gaan jy ook nie weet hoe nie. Roep hom net. Roep hom net. En hy daag op. En manne, yes, dit maak my so trots om te weet daar's nog 'n klomp mans wat hierdie ken. Nou die dag, net by die rugby, ons kind speel tag rugby vir die eerste keer hierdie jaar. Toe was daar 'n klomp paas, nee, wat die coaches is. Nou, ek kan sien hoe spartel hulle met daai kinders. Yes, dis soos om kykies in 'n boks te hou, dis onmoontlik. Die goed klim net uit. Ja, kom staan hier in hierdie lyn, pas die bal, pas hierdie, pas daai en ja. Maar toe ek daai manne sien, ek raak so opgewonde oor dit. Want vir my was dit nie net nice ouens wat nice coaches is nie. Ek ken van daai ouens. Dis manne wat so leef. En hulle is die coaches van daai kinders, want ek weet daar's kinders in daai spanne wat nie 'n pa het wat so maak nie. Hy ken dit nie.
En hy veg nou al vir sy identiteit in 'n rugby span. Maar daar is 'n coach wat hy ken. Sê kom my boeta, kom, ons gaan rugby speel. En jy skielik leer hom iets anders. Hy bewaak, hy bewerk, hy bewaak, hy bewerk. Jy hoef nie net jou eie kind te bewaak en te bewerk nie. Maak my trots as mans daai roepings opneem. En dis hoe dit moet lyk in elke spasie in ons wêrelde. Ons mans moet begin saam staan hieroor. As ons sien 'n pel, 'n ander man val. Hey, ons manne moet daar wees en sê, hey, jou arms moeg raak. Ek is daar, ek sal hom ophou vir jou. Maar jou hande moet opgehef wees, gee dit oor aan die Here. En net soos Moses, toe sy hande op was, toe wen ons die oorlog. Toe sy hande af was, toe verloor ons die oorlog. Maar hy moes manne inkry om sy hande op te hou. Manne moenie aan hulle in hardloop nie, moenie. Roep die mense wat kan bid. Roep die mense wat saam jou kan beklei. Roep die mense wat hierdie ken. En ek het net so op my hart gehad, man, kan ons nie vandag daai standpunt inneem. Dis meer as 'n preek om jou te bemoedig. Dis 'n lewenstyl wat ons vir ja sê vandag. En sê, wanneer ons in daai gat land, of wanneer ons daai gat in die oë kyk, en wanneer ons daai gevoel kry, dan is ons hier. Dan is ons hier. Here, ons eer, Here, ons prys, halleluja, Here. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wanneer nie, en Here, ek doen nie, want hierdie is gemaklik vir my, of ek dit ken nie. Ek doen dit, want dis hoe ons die parakletos kry. Dis hoe man wees lyk. Hy is die vegter, die iemand langs ons veg. Hy bewaak oor die mans. Julle. Hy is die vader van die vaders. So man, ek het gedink, kom ons doen iets spesiaal vandag. En ons gaan niks forceer op niemand nie. Dis net uitnodiging. As jy so 'n leefstyl wil vasmaak vandag, en sê, hierdie is ek van nou af. My kind gaan my sien, my vrou gaan my sien. Daar waar ek hierdie kan doen, selfs vir ander kinders, al is dit 'n coach, al is dit net een kind wat ek identifiseer in die skool, wat ek meer daarvoor kan wees as ander, dan doen ek dit. Waar ek kan bewaak en bewerk, ek neem my rol op. Dalk is jou kinders lankal groot, luister, jou rol as bewaker en bewerker, hou nooit op hè. Nooit nie. Dis die roeping van ons as mans. So hier is ons wat ek in my gedagtes het. Ek het gedink, kom ons as mans staan. En terwyl ons staan, gaan ons 'n lied sing wat net sê, Here, met my hande omhoog wil ek U prys. En ons gaan sing halleluja, Here prys U. En dis ons leefstyl, terwyl ons mans staan, en mans, dis van enige seun, dis enige iemand met 'n XY-kromosoom, of jy nou 2 jaar oud is, en jy het hom, en of jy al 100 jaar is, en jy het hom, al die mans staan. En dan terwyl ons dit doen, vrouens, daar waar jy is, ek wil jou vra om te bid. Bid oor hierdie mans. Die rol wat elke XY-kromosoom moet speel in hierdie samelewing van ons is so belangrik. En hierdie ekosisteem van ons is so belangrik. Dis hoekom die duiwel pile skiet op hulle. En as hulle dit nie reg kry nie, gaan jy ook sukkel. So mans, as jy in is daarvoor, staan saam met my daar, waar jy is. En soos Deidre hulle almal ons gaan lei in hierdie liedjie, kom ons hef vir ons hande, kom ons sing, en vrouens, sit jou hand sommer op jou man, as hy by jou is, of naby jou is, kom ons bid vir hulle, kom ons gebruik hierdie oomblik, om hierdie leefstyl. Met hande omhoog, sal ek U roep, want U is Vader, Heer, U is so waardig, Heer, vir U sal ek sing, my dank opbring.
Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie oomblik, Here, net Heilige Gees na U toe kan roep en sê, Here, ons het U nodig. Here, ons het die Heilige Gees nodig in ons sy om saam met ons te kom veg, Here. Want dis baie keer hoe lewe voel. Soms kom ons vrouens en vra vir ons, hoe gaan dit met jou? Wat voel jy? En ons het nie altyd die woorde nie, Here, want ons voel so baie. So baie, ons weet nie eintlik wat ons voel nie. Die beste baie keer woorde wat ons het is net, dit voel soos pyle. Goed skiet net. Dis oorlog, ons veg. Here, ons Vader, ons het U so nodig in daai geveg. Ons wil nie gaan sit nie, Here. Ons wil nie gaan sit in die gemoed van ons voel nie goed genoeg nie. Ons wil nie gaan sit in daai gat van ons kan dit nie maak nie. Ons weet nie wat se kant toe nie. Ons wil nie daai gewig dra van alles hang van ons af nie, maar Here, tog weet ons is die leiers. Maar Here, ons is net die leiers soos U ons lei, Here. En dis wat ons vandag doen. Ons sê vir ons hande op en ons sê, Here, hierdie taak van man wees, is baie keer groot, Here. Baie keer weet ons nie hoe nie. Baie keer voel ons regtig soos Adam, wat dit wil terugstaan en sê, ek weet nie. Ek wil, maar ek weet nie. Here, help ons dat ons stem nie stil raak nie. Help ons dat ons moed nie plat raak nie. Help ons dat ons oë nie afkyk nie. Mag ons rug reguit wees, mag ons bors breed wees, mag ons ken gelig wees en sê, maar my hulp kom daar van die berge af, daar waar God heers. Hy is my helper. Hy is die helper van vaders. Hy is die helper van mans. Here, U het ons gemaak om te bewerk, U het ons gemaak om te bewaak. Help ons met hierdie taak, Here. En dankie, Here, dat ons nie een of ander kwalifikasie moet hê daarvoor nie, dis in ons DNA. U het ons so gemaak. Versterk elke vader, Here. In die naam van Jesus, wees by hulle op 'n manier dat hulle U beleef. Hou is dit baie keer 'n woord, Here, wat net sê, ek is by jou. Jy gaan okay wees, ek het jou rug. Byt vas, ek is daar. Hoe ook al jy ons bemoedig, Here. Ons het dit nodig. Die duiwel is so op ons spoor en kom kla ons aan, Here. Dat ons baie keer glo en ons wil net sit. Mag ons U stem duideliker hoor as enige ander stem. Dankie daarvoor, Here. Ons is nie besig om onsself te sis nie. Ons is nie besig om al ons gevoelens dood te maak geestelik. Ons is besig, Here, om die waarheid van die Parakletos te beleef. Dankie, Here, dat U die Heilige Gees gestuur het vir ons ook. In Jesus se naam bid ons dit. Ons almal sê saam. Amen en amen.